in jou gedagtes inkom, moenie dink is dit uit my eie uit of iets nie. Doen dit in elk geval en bid vir daai persoon of vir wat ook al hier op jou hart gelê het. Dit mag 'n saak van lewe en dood wees. Amen. Daarom moet ons nie ophou nie. Ons moet aanhoudend die Here se naam groot maak. Ek gaan aan met die reeks tema deel 2. Ons bid, die hemel beweeg. Amen. Sê saam met my, ons bid, die hemel beweeg. Ja, sê, ons gaan so 'n bietjie dit vanmôre oopbreek en ons gesels oor gebed, want gebed het almal van ons nodig. Kan ek 'n amen kry? Dat as 'n persoon sê gebed werk nie, dan is daar 'n kort in sy eie geestelike lewe, want gebed verander sake. Faith through prayer moves mountains this morning. Amen. En daarom moet ons gereeld in afsondering wees om te bid. Ek gaan 2 verse vanmôre vir julle lees. Matteus 18 vers 18 en daarna Efesiërs 2 vers 6. Matteus 18 vers 18 sê, voorwaar ek sê vir julle, alles wat julle op die aarde bind, sal in die hemel gebonde wees. En alles wat julle op die aarde ontbind, sal in die hemel ontbonde wees. Hou net vir my die vers daar. Ek gaan stel 1, 2, 3, dan wil ek hê ons moet dit saam lees. 1, 2, 3. Voorwaar ek sê vir julle, alles wat julle op die aarde bind, sal in die hemel gebonde wees. En alles wat julle op die aarde ontbind, sal in die hemel ontbonde wees. Kom ons lees gou Efesiërs 2 vers 6. Hy sê, en saam opgewek en saam laat sit in die hemele in Christus Jesus. Nou ek wil vanmôre vir jou sê, as ons praat van die hemel in hierdie konteks, praat ons nie van die hemel as jy nou doodgaan, ons gaan hemel toe nie. Hierdie hemel waarvan hier gepraat word, is koninkryk gesag, soos wat ek laasweek gesê het. Dis koninkryk gesag. En ek en jy, elkeen van ons, het die reg om in hemelse plekke te gaan sit, in koninkryk gesag te sit, saam met Here Jesus Christus. En toe Jesus opgevaar het na die hemel, het hy aan die regterhand van God die Vader gaan sit. Wat sê Efesiërs 2 vers 6? Waar moet ek en jy gaan sit? In hemelse plekke, in die troonposisie, as in 'n koninklike posisie, want die Here is in ons. So kom ons, wie glo nog aan gebed? Amen. Glo jy as jy bid in die naam van die Here, berge kan skuif? Glo jy dat as jy bid, dat jou kinders tot bekering kan kom? Glo jy dat as jy bid, siekes gesond kan word? Glo jy as jy bid, dat enige iets moontlik is? Want die hemel manifesteer deur my en jou. Soos die Onse Vader gebed gesê het, laat die koninkryk kom, laat u wil geskied, soos in die hemel, so ook op die aarde. Met ander woorde, die hemel moet kom manifesteer hier op aarde. Deur wie? Die intercessors. Is daar net spesifieke mense wat intercessors is? Of wil die Here hê sy kerk, elke een van ons moet bid, sodat die hemel kan manifesteer? God se wil in die hemel, deur my en jou, hier op aarde kan manifesteer. Baie kere bid mense die gedagte dat God is deur ver, God is bo hierdie dak, en dan voel dit of jou gebed teen hierdie dak vasgaan. Ek wil vir jou sê, die Here is onder hierdie dak, hy's in jou. Dis die heerlikheid van God
God is in jou, sy koninkryk is in jou. Hy is nie ligjare weg nie, hy's hier, hy's by ons, hy's in ons, hy beweeg saam met ons. Ons moet besef, ons sit saam met Christus in hemelse plekke, sodra ons begin bid. Nie eers na 10 minute se gebed nie, nie eers na 1 uur se gebed nie, sodra ons begin bid, sit ons saam met hom in hemelse plekke. Dan beweeg ons al saam met hom na hemelse plekke toe, waar ons koninkryksgesag het, waar ons 'n koninkryksposisie inneem, waar ons kan begin sê, ons bind en ons ontbind. Ons bid nie soos mense wat 'n God se aandag soek nie, maar ons bid as Christene wat reeds toegang het tot die hemelse plekke. Efesiërs 2 vers 6. Paulus het dit pertinent genoem, dat ons saam met hom opgewek is en saam met hom sit in hemelse plekke. Met ander woorde, ons bid nie tot 'n God nie, ons bid tot die Vader, saam met wie ons gaan sit in Jesus, sodat ons daaruit kan triomfeer en kan sê dat hy is God, en ons gaan dinge begin bestraf en bid en losmaak in die hemel, sodat die hemel deur ons kan manifesteer. Ons bid nie vanuit nederlaag nie, maar ons bid vanuit 'n oorwinnende hemelse posisie oor die nederlaag. Ons bid nie uit ons siekte uit nie, ons bid in 'n oorwinnende posisie oor ons siektes. Ons bid nie uit 'n verwoestende posisie uit nie, ons bid uit 'n hemelse posisie uit en spreek daardie verwoesting aan in die naam van die Here. Sien jy die teenoorgestelde werking as ons begin hierdie identiteit vat in ons lewe? Ons bid nie om hemelse plekke oop te kry nie, maar omdat ons reeds in die hemelse plekke kan gaan sit. En die oomblik wanneer jy begin bid, beweeg jy in die hemelse plekke in. So ek wil hê jy moet van 'n bietjie ander perspektief kry oor gebed. Die oomblik wanneer jy begin bid, daai eerste oomblik wanneer jy sê, Vader, sit jy in hemelse plekke saam met hom. Die oomblik wanneer jy sê, Here, ek het U nodig, bid jy uit 'n hemelse plek uit. So maklik. Dit gaan oor hoe jy jouself sien in hierdie hemelse plek. Die vraag is nie, sal die hemel beweeg wanneer ek bid nie, maar sal die kerk opstaan in sy hemelse posisie en begin bind en ontbind, sodat die krag van God deur sy kerk vrygestel kan word. Gebed is die plek waar die werklikheid van die hemel, die werklikheid van die aarde begin verander. Die werklikheid van die hemel, ek sit in hemelse plekke, soos Jesus gebid het, en die Onse Vader gebed sy disippels geleer het, en gesê het, soos in die hemel, so ook op die aarde. Dis presies wat gebed is, dat die hemel die aarde sal kom beïnvloed. Dis wat Jesus gesê het, soos in die hemel, so ook op die aarde. Wanneer ons bid, hemelse gesag en autoriteit beweeg in tussen ons. Tussen ons menslike uitdagings, tussen ons mismoedigheid, tussen die vrese en tussen die angs, kom die hemel en met sy hemelse gesag en bring verandering. Wanneer ons bid, raak God se heerskappy sigbaar hier tussen ons. Waar ons werk, leef, sport, beoefen, op alle terreine beweeg die werk van die Here. Wanneer ons bid, begin die koninkryk van God manifesteer, want dan begin ons uit 'n hemelse plek uit gesagskoninkryk nastreef. Amen. Ons posisie, ons sit in hemelse plekke. Dis jou posisie, is my posisie. En alles wat jy moet doen, begin dit bestuur uit 'n hemelse plek uit.
As die kerk van die Here en ons as mens, as Christene uit 'n hemelse posisie kan begin lewe, begin bedien en begin werk doen en jou besigheid bestuur en jou bedieninge bestuur uit 'n hemelse posisie uit, gaan ons die aarde anders beïnvloed. Nou raak ons stil. Die Griekse woord vir hemelse plekke is epouranios. Epouranios. Wat beteken kom sit in hemelse plekke by God se troon, heerskappy. Die plek van Christus by hom, heerskappy. Die plek van geestelike gesag waar jy jou autoriteit kan opneem, want dis hoekom ons kan bind en ontbind. Die plek van geestelike oorlogvoering, dis hoekom ons uit 'n hemelse posisie kan sê, ek spreek daai probleem aan in die naam van die Here. Ek spreek hierdie krisis aan in die naam van die Here. Ek bestraf die insaag van die vyand in die naam van die Here. Dis maklik, doen dit net. Help nie jy sê, wyksaad, en waarheen gaan hy wyk? Jy hoek en sê, wag net tot hy bietjie cool down, as ek nog steeds saam met hom. Dis nie van wyksaad dan nie, in die naam van die Here gee pad. Want ek is wie ek is in die Here, ek sit saam met hom in hemelse posisie. Gesag. Wanneer daar oorlog gevoer word en 'n land word oorwin, op sy grondgebied, wat doen die soldate van die ander land wat daai grondgebied oorgeneem het? Hulle plant hulle eie vlag daar, is ek reg? Hulle plant hulle eie vlag daar. Dis presies wat jy doen as 'n kind van God. Jy plant die vlag van die Here in jou siekte. Jy plant die vlag van die Here in jou krisis. Jy plant die vlag van die Here daar waar jy tekortkominge het. Jy plant die vlag van die Here en jy sê, hierdie grondgebied behoort aan die groot geneesheer. Hierdie omstandighede behoort aan die groot Jehovah Jireh. Hierdie grondgebied behoort aan die groot voorsiener in my lewe. En dit is wanneer jy die vlag van die Here begin plant, waar jy beweeg, want die vyand wil jou grondgebied verwoes. Plant die vlag van die Here. Jy kan so ver gaan en sê, ek plant die vlag van die Here. Uit hemelse posisie bind ons wat nie deel is van die hemelse plekke nie. Met ander woorde, ek bind dit wat nie deel is van God se droom vir my op aarde nie. Die duiwel en sy demoniese magte is mos nie God se droom vir my nie. Vrees is mos nie God se droom vir my nie. Swaar kry is mos nie God se droom vir my nie. Enige iets wat nie God se droom is uit die hemel vir my op aarde nie, of in sy groot visie, Matteus 28 vers 19, gaan dan hier maak disippels van alle nasies, doop hulle in die naam van die Vader, Seun en Heilige Gees, wat nie deel is van sy visie in die hemel nie, moet op aarde gebind word. Verslawing moet gebind word. Egskeidings moet gebind word. Rebellie moet gebind word. Ongehoorsaamheid moet gebind word. So, alles wat nie die hemelse droom is vir die aarde nie, moet gebind word hier op die aarde. Bind beteken, ek verbied dit in die naam van die Here. Ek verbied, en daarom moet jy dinge verbied as ouer in jou huis. Daarom moet jy sekere dinge verbied in jou huwelik. Verbied pornografie, verbied daai verslawing, verbied daai dinge wat jou so vashou, verbied dit in die naam van die Here, dis bind. Want die duiwel loop rond soos 'n brullende leeu en kyk wie hy kan verslind en kan verwoes. Ek en jy moet dit op die aarde begin bind en sê, ek verbied dit in die naam van die Here. Man, jou kinders kan op hulle koppe staan en Sari Mare sing en 10.000 moordtantrums gooi, verbied dit maar nog steeds. Hulle sal vir jou eendag kom sê, hulle sal eendag vir jou kom sê, julle was reg, nee.
die een sussie, kyk vir die ander sussie. So verbied dit in elk geval. Plaas dit onder die voete van Jesus. Plaas dit. Ek sit dit onder die voete van Jesus, want weet jy wat sê die Bybel? Op slange en skorpioene sal jy trap. En oor al die mag van die vyand en niks sal jou oorkom nie. Plaas dit onder die voete van Jesus. Dan kan jy daarop trap. Om te bind hier op die aarde beteken ek plaas dit onder die gesag van die Here Jesus. Ons bind nie mense nie. Luister mooi. Want ons worstelstryd is nie teen vlees en bloed nie, maar teen die bose magte in die lig. So ons bind nie mense nie. Ons bind dit wat ons mense gevange hou deur Satan. Dit bind ons. Ek sit eendag in ons bid en iemand sê, Here, ek bind daai persoon, en die persoon sê dit by die naam. Ek sê, Here, ek maak daai persoon los, want dit is 'n demoniese aksie. Ons bind nie mense nie, ons bid vir mense, ons bind dit wat hulle vashou. Maar ons kan nie net bind, maar ons kan nie oopmaak nie. Ons kan nie die hemel oopmaak nie. En dis hoekom Paulus het in dieselfde vers gesê het. As ons bind, moet ons losmaak. Hoor jy wat ek sê? As ons bind, moet ons losmaak. En ons bind nie mense nie. Al daai persoon wat aan jou gedoen. Ons bind die werke van Satan wat funksioneer. Wat moet ons bind? Ons bind vrees in die naam van die Here, want is nie God se wil in die hemel dat ons vrees op die aarde moet hê nie. Hallo? God het nie ons in hemelse plekke vrees gegee nie. Hy het in hemelse plekke vir ons gesê dat ek is met jou al die dae van jou lewe. Bind verslawing, dit is pornografie, dis drank, dis dwelms, dis geldgierigheid, dis satanisme, dit is vloek, dis gees, dis 'n vloekgees, dis rebellie, dis egskeidings, dit is ensovoorts. Daardie verslawingsgeeste, bind dit in die naam van die Here. Kan nie met dit beweeg nie. Bind dit. Die vyand gaan met jou huishouding maak net wat hy wil. Hy gaan jou breek net wat hy wil, hy gaan met jou werk doen net wat hy wil, hy gaan met jou besigheid doen net wat hy wil, totdat jy gaan begin bind. Sjoe. Totdat jy gaan begin bind in die naam van die Here. Ek bind dit, lank genoeg, ek bind daardie aksie in die naam van die Here. Ek bind daai verslawing in die naam van die Here. As jy weet, jou man is 'n verslaaf aan pornografie, bind nie hom nie, bind die pornografie gees in sy lewe. Ek verbied dit in Jesus naam. Jy sê vir jou man, luister mooi, ek verbied dit in die naam van die Here. Jy sê vir jou kinders, as hulle in pornografie vasgevang is, luister baie mooi, ek verbied dit in die naam van Jesus Christus. Verbied dit. Net terloops, 'n persoon sit vandag in die tronk. Baie ken hom baie goed. En toe ek met hom gesels, pastoor, my pad met hierdie ewel het begin toe ek 9 jaar oud was, saam met die buurman se seun wat 14 jaar oud was, met pornografie. Dis waar pornografie 'n mens kan vat. Jy sien, bind dit, bind dwelms, bind geldgierigheid, bind daai satanistiese, okkultiese goeters, bind dit. Ek het nie van plan om die volgende te sê nie, maar ek wil vandag vir jou sê, as jy self sal jou sterre laat lees uit in die slim huisgenootboek dan nie. O, jy is 'n skorpioen, o, jy's dit, o, jy's dat. Ek wil vandag vir jou sê, kom en bind daai gees wat aksie bring in jou lewe in die naam van die Here en verbied dat hy verder sê oor jou lewe in Jesus naam.
Ek glo, kerkmense kan baie, en ek praat van die universele kerk, kan baie meer vry leef, as hulle begin bind, verbied, en die hemel oor hulle begin los oopspreek. Verdeeldheid, bind dit in die naam van die Here. As jy sien, daar is 'n verdeeldheid wat in jou hart werk, en weet jy waar begin verdeeldheid? Wanneer jy oor iemand begin praat, sleg praat, dis waar verdeeldheid begin. Begin dit bind in die naam van die Here, en begin eenheid die teenoorgestelde bring. Begin die een teenoorgestelde spreek. So ware verdeeldheid sal verdwyn, en God se vrede bring, wanneer jy dit gaan verbied. Dis bind. Demoniese invloed. Jesus het die demoniese magte aangespreek en gesê, gaan uit hierdie persoon uit, en hulle het uitgegaan. Jesus het met gesag gepraat. Jy sien, ons moet ook sê, demoniese magte gaan weg. In die naam van die Here, hierdie is u grondgebied, Here. Hierdie perseel, hierdie plek behoort aan u. Ons moet begin gesag neem. Andersins gaan hy aanhoudend doen en wegkom, soos die spreekwoord sê, met moord. En dan sê die Bybel, hy is soos 'n mensemoordenaar, hy loop rond en kyk wie hy kan verslind. Bind daai siekte in jou liggaam. Jesus het genesing gebring, bind dit. Verbied dit en sê, Here, ek bind dit in die naam van die Here. Ons kan ook siektes bind. Here, ek kom in die naam van die Here en ek bind hierdie siekte by die naam. Ek bind dit. Ek roep nou God se genesing hieroor. Amen. Ons bind nie omdat ons sterk is nie, maar omdat God reeds elke demoniese aanslag oorwin het. Het julle hierheen gehoor? Ons bind nie omdat ons sterk is nie, ons bind omdat God deur sy Seun Jesus Christus alreeds elke demoniese mag oorwin het. Elke siekte oorwin het, want sy naam is bokant elke naam. Kom aan kerk, kan ek 'n amen kry? Sy naam is bokant elke naam. Sy naam is Jesus, Verlosser, Vredevors, blinke môre ster, Abba Vader. Ons maak los wat in die hemelse plekke reeds as 'n seën is. Ons maak dit los. Ontbind beteken ek maak dit los. Ek het nou gebind, maar nou moet ek die teenoorgestelde losmaak in die hemel, sodat dit hier op die aarde kan manifesteer. Is soos die Bybel sê, ek het nou daar die bose magte uit die huis uit gedryf, en nou gaan hulle oor 'n swerftog oor die aarde, en hulle gaan kyk of hulle en dan kom hulle terug, en as hulle sien, daai huis is leeg, hoor mooi, as hulle sien, daai huis is leeg, dan bring hulle 7 chommies ekstra, en sê, hey, ons kom terug, plus ons 7 ekstra chommies, terug in hierdie huis in. Hoekom? Want hulle het nie losgemaak nie, hulle het net verbied en gebind. Hierdie skrif sê, maak nou los, maak los die hemelse visie. Maak hy vrymaking oop, maak hy genesing vir jou oop. Dis wat jy praat, wat gaan begin. Die hemel is reeds vol van God se voorsiening. Luister mooi, ons is nie maar net armsalige mense wat hier deur die lewe gaan en eendag hemel toe gaan nie. Dit is, ons gaan hemel toe, maar ons kan hier op aarde geestelik rykvol wees in die Here Jesus Christus met die hemel waar ons sit in hemelse plekke wat ons kan losbid na ons toe. Amen. Gesondheid. Ons maak los in hemelse plekke. Vrede. Maak los jou vrede, man. Maak los daai vrede. Die vyand het jou lank vasgehou. Hy het jou gebind, plaas jou hom bind en jou vrede losmaak. Spreek, verklaar, plant God se vlag in die van vrede oor jou lewe. Vader, ek kom in die naam van die Here en ek plant die vlag van vrede in my lewe. En Here, al is daar hoeveel konflik, ek bind die konflik in my lewe in die naam van die Here.
En ek plant die hemelse vlag van vrede. When they come to me, they must see the peace of the Lord. So wanneer hulle na jou toe kom, moet hulle die vlag van vrede sien. En nie die demoniese aksie van konflik nie. Dis gebed, hemelse plekke. Genesing, spreek, verklaar en plant God se vlag van genesing oor jou liggaam. Doen dit. Die dokter sê dit, ek moet alweer gaan vir 'n operasie. Tot dan gaan ek vir die operasie, maar ek plant die vlag van 'n oplossing en hierdie genesing in my lewe. Verlossing. Ek dink daai kind sal nooit van ou broer Piet gered kan word nie. Daai kind is so erger as die wat ook al. Wat het jy gedoen? Jy het die mens nou gebind. Nee, ek verbied die gees wat beweeg in daai man en van hom steel van daai man en ek roep verlossing oor sy lewe uit en ek plant die vlag van vrede in daardie persoon se lewe. Verlossing. Moenie vir iemand bid en sê, Here, as dit U wil is, sal U nie maar broer Piet se kinders red nie. Jy kan nie vra as dit U wil is nie, dit is altyd sy wil. Maak dit los. Sê Here, ons bind daai rebellie, ons bind daai gees van ateïsme of daai ongehoorsaamheid in die naam van die Here en ons roep verlossing. Ons spreek dit, ons plant die vlag van verlossing in hulle lewe. Dis 'n bietjie anders te preek, né? Herstel. Maak jy herstel los. Ek het so seer gekry, ek sal nooit weer nie. Here, ek kom, ek spreek en ek spreek en verklaar in die naam van die Here, die herstel in my emosies sal kom en ek plant die vlag van die Here oor hierdie verhoudings. Amen. Voorsiening. Spreek, verklaar en plant God se vlag van voorsiening in jou finansies, in jou werk, in jou besigheid. Doen dit. Ek plant die vlag van voorsiening, want een van sy name is Jehovah Jireh, voorsiener, die Here van voorsiening. Jehovah Jireh, die Here van voorsiening. Sê Here, ek plant hierdie vlag van voorsiening, nou hier in my lewe, in die naam van Jesus. Nou ja, hier's nog baie speelgoedjies. Ek plant die vlag van voorsiening. Kan jy sien? Jy moet dit, ek sê altyd, word soos kind. Sien dit. Ek plant die vlag van voorsiening. Kom, iemand gaan hierdie vlag vir my kom vashou. Kom julle jong mense. Kom. Doe maar, elkeen van julle gaan 'n vlag kom vashou. Dis die vlag van voorsiening in jou lewe, in die naam van Jesus. Prys sy groote naam. Halleluja. Dit het ek nie beplan nie, dis nou sommer die Here. Right. Sê Here, ek plant die vlag van verlossing in my lewe of in my vriende se lewe, die vlag van verlossing. Kom, wie gaan die verlossing kom vashou? Ja, kom julle jong mense. Sy gee vir ons jong mense 'n lekker handeklap. Vlag van genesing, plant jou vlag van genesing. Ja, maak hom oop daar, so julle kan homself oop. Vlag van oorwinning. Nee, hier's nie eens 'n vlag nie. 'n vlag van oorwinning, vlag van vrymaking. Sy 'n vlag van vrymaking, vlag van vreugde. En nou as jy sien daai vlag, nou wil ek hê julle moet dit begin waai. En nou terwyl julle dit begin waai, wil ek julle moet nou saam met my 'n aksie neem. Begin sê, ons prys die Here, ons loof die Here. Hy is goed, hy is hoog verhewe. Hy doen wonderwerke. Hy is die Alfa, hy is die Omega. Hy is die blinkende môrester. En die vyand van vrees is onder my voete. Die vyand van siektes is onder my voete. Die vyand van konflik is onder my voete. En ek verklaar vreugde, blydskap, voorsiening en die krag van die Here in my
plant 'n vlag vandag, 'n vlag van vreugde, 'n vlag van oorwinning, 'n vlag van seën en krag van die Heilige Gees. Halleluja. Prys die Here. Prys die Here. Onthou gebed, bly julle net daar. Onthou, bly net daar en swaai julle vlag. Onthou gebed verander nie God nie, maar gebed en intersessie bring my lewe in lyn met God. Hoor jy wat ek sê? Gebed verander nie God nie, dit kan nie God verander nie, maar intersessie bring my lewe in lyn met God se wil in die hemel. Halleluja! Hou dit aan waai. Prys die Here. Onthou, ek verklaar nie my wil nie. Ek verklaar Christus se wil in hemelse plekke om op aarde te manifesteer. Amen. Hou aan dit waai. Wat gebeur wanneer hemelse plekke en my aardse toestand mekaar raak deur intersessie? Jesus leer ons bid uit Matteus 6. Laat die koninkryk kom soos in die hemel, so ook op die aarde. God se teenwoordigheid deur intersessie het plekke op aarde kragtig geskit, soos op Pinksterdag, toe hulle daar by die Boefetrekplaas gekom het. Toe plant hulle 'n vlag van die evangelie en hulle verbied die dood wat hulle gedink het dat die Here se boodskap is dood, en hulle plant 'n vlag van hy lewe uit opgestaan, en die krag van die Heilige Gees kom met aarde toe en meng met die aarde, en 3000 man kom daar die dag tot bekering en hulle word gedoop in die naam van Jesus Christus tot vergifnis van hulle sondes. 'n Atmosfeer van verwoesting en nederlaag verander na hemelse perspektief, daar waar jy die vlag van die Here begin plant en die Here sê, daar is my vlag geplant, daar is my vlag in hulle midde geplant. Geestelike oë gaan oop, soos daardie dag van Elisa, toe sy diensknegt sien, hier is menigtes wat hulle wil kom verwoes, menigste wat hulle aanval, en al wat die profeet Elisa kon doen, en sê, Here, ek plant 'n vlag, open hierdie diensknegt van my se oë, dat hy kan sien, dat U is groter wat met ons is, en toe hy daai vlag plant, toe sien sy diensknegt, dat daar is vurige strydwaans van die hemel af aarde toe, wat kom meng met die aarde, en daar is krag van die Here wat manifesteer. Wat gebeur wanneer die aarde kom meng, die hemel kom meng met die aarde? God se orde kom in plek met die aarde. In die begin was die aarde woes en leeg, maar toe die hemel oor die aarde kom sweef, die Gees van die Here oor die aarde kom sweef, weet jy wat gebeur? Toe kom daar orde, toe kom die Here en hy sê, laat daar lig wees, en daar was, laat daar son wees, en daar was, laat daar lig en duisternis wees, en daar was, halleluja, want die aarde en die hemel, wanneer hulle by mekaar kom dit in lyn met die droom van die hemel, halleluja. Prys die Here, gee hom 'n lofoffer, ja. Jy sien die Heilige Gees manifesteer deur die kerk wanneer ons toelaat dat hemel met ons kom meng. En al wat die Here van my en jou vra is, begin bid, begin bind en begin losmaak om vla te plant, om te sê, it belongs to the Father. Oh, halleluja. Ek plant die vlag in besighede môre om te sê, dit behoort aan die Here. Ek plant die vlag van die Here vanmôre in finansies, huishoudelike finansies, en sê, dit behoort aan die Here. Ek plant die vlag van die Here in hierdie kerk vanmôre en sê, dit behoort aan die Here. Halleluja. Gee die Here lofoffer. Halleluja. Dit behoort aan die Here.
Julle moet aanhou waai. Julle moet aanhou. Julle verteenwoordig iets. Johannes 14 vers 12 sê, voorwaar, ek sê vir julle, wie in my glo, die werke wat ek doen, sal hy ook doen, en hy sal groter werke doen, omdat ek na my Vader gaan. Dit sê nie, ek is groter as die Here nie. Dis nie wat dit sê nie. Wat dit sê vanmôre is, dat met die koninkryksgesag kan ek en jy ook spreek soos Jesus gespreek het, en ons plant. Halleluja! Prys die Here. Maak dit ons groter as Jesus? Nee. Maak dit ons groter as die Vader? Nee. Maar omdat ons in hom glo, beteken die werke wat hy doen en gedoen het, gaan ons sit saam met hom in hemelse plekke. Ons gaan saam met hom sit in hemelse plekke, waar ons kan bind en waar ons kan oopsluit en waar ons die vlaag van die Here kan plant en kan sê, dit behoort aan die Here. Halleluja. Die hemel ontmoet ons nie eers in 'n gebou nie. Die hemel ontmoet ons in 'n persoon wat bereid is om te begin bid, na hemelse plekke te gaan sit en daaruit sy vlaag te begin plant. Amen. Omdat ons nie slagoffers is nie, maar ons is hemelse ambassadeurs wat hemel kan laat manifesteer met ons vlaag wat ons plant. Ons plant die vlag van vreugde, ons plant die vlag van oorwinning, ons plant die vlag van sy seëning, ons plant die vlag van oorwinning. Amen. Wanneer die koning praat, beweeg die hemelse plekke en gesag en autoriteit op aarde, en ek en jy moet dit begin spreek. Ek en jy moet dit begin praat. Wanneer jy bind, dit is wat teen hemelse wanneer jy begin bind dit wat teen hemelse aarde is. Maar wanneer jy oopsluit, sluit die hemelse visie, droom vir jou oop in die naam van die Here. Daarom sê Matteus 6 vers 10 en ek sluit daarmee: laat u koninkryk kom. Laat u wil geskied, soos in die hemel, net so ook op die aarde. Laat u wil geskied, laat u koninkryk kom. So met ander woorde, laat u heerskappy kom soos in die hemel, so ook op die aarde. Amen. Glo jy in die Onse Vader gebed? Ek glo daarin, soos in die hemel, so ook op die aarde. Plant julle vlaag. Baie dankie julle jong mense. Halleluja. Vader, ons kom in die naam van Jesus. En dankie Here dat ons vanmôre kan sê, ons plant die vlaag van u koninkryk, Here. En ons bind die werk van die vyand in Jesus naam. Here, ons bind die werk van die vyand wat tweedrag bring, die werk van die vyand wat mense onsekerheid gee oor hulle self. Ons bind die werk van rebellie, ons bind die werke van enige ding wat deur die wêreld gefunksioneer en bestuur word in die naam van die Here Jesus Christus. Maar ons maak los ons voorsiening. Ons maak los in die naam van die Here, Abba Vader, ons sekuriteit. Ons maak los in die hemel, ons krag, ons psalm. Ons maak los u droom vir ons. Halleluja. Vader, ek bind die werk van die vyand, ek bind die werk van verslawing, ek bind die werke van die vyand wat egskeidings bring en huise wil opbreek en kinders teen die ouers en ouers teen die kinders en konflik, en ek bind daai werke van die vyand in die naam van die Here. En ek spreek u woord uit vanaand, Here, dat daar lewe en oorvloed sal kom soos u woord sê, in Jesus naam.